Goeiemôre Impak Kerk. Hallo. Daar sê ek net seker maak hier's mense. Kom ons staan op en gaan die naam van die Here groot maak. Is julle bly om hier te wees? Ja. The night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I tried with all my might, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Oh, and just when I ran what I've seen. No choice but to believe. My doubts are burning, yeah, like ashes in the wind. Oh yes. So long to my old friends, burden and bitterness. You just can't keep it moving. You ain't welcome here. From now till I walk streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward sun has found his way back home. You pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I thank the Master, I thank the Savior, come on. I thank God, yes, I thank you, Jesus. Oh, yeah. I lost another one. I am free, I am free, I am free. I lost another one. I am free, I am free, I am free. Are you free yet? And lost another one. I am free, I am free, I am free. Yes. And lost another one. I am free, I am free, I am free. And lost another one. I am free, I am free, I am free. And lost another one. I am free, I am free, I am free. And lost another one. I am free, I am free, I am free. And lost another one. I am free, I am free. Hey, you pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank, get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Come on. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Amen. Is jy vry vanmôre? Amen. As jy vry is, high five gaan iemand langs jou en sê ek is vry en dan sit jy.
Hallo inpakkers, ons is hier by Weesgerus besig om seker te maak alles reg vir die kamp. Die plek lyk reg en ons is sommer opgewoon. Ek trek sommer nou al reeds in die wag vir die kamp. Jy moenie hier mis nie. Jy gaan nou 'n paar videoetjies, 'n paar fotootjies en 'n paar videoetjies sien van hoe dit lyk. Vir julle moet weet waarvoor jy in is. Maar ons is reg. Hierdie gaan 'n een vir die boeke wees. Jy moet sommer nou al begin die dae afstel. Merk dit in jou kalender af. Dit gaan 'n fenominale kamp wees. Ons sien jou verseker daar, ons kan nie wag om jou te sien. Lekker saam jou te kuier nie. Sien jou daar. Bly net glo. Die genade kom in stukkies, dit val soos reën van bo. Staan op. Daar's meer. Daar is meer as 'n manier om al jou seëninge te meet. Bly hoop. Deur die seer. Al val jy oor die klippe, bly die Here in beheer. Dit vat net een klein klippie om 'n reusblad te slaan. 'n Klein vlam in die donker om 'n veldbrand te maak. Lig jou hande na die hemel, hoe jou sorge vir die wind. Verbreek die helse ketens wat jou elke dag verbind. Jy moet weet, jy kan net vorentoe gaan. Staan op, nog 'n keer. Elke lente kom die winter om die bloeisels te waardeer. Bly glo op jou knieë. Dis die storm. Amen, is julle reg vir die kamp? Kom ek vra weer, daar is ek nou. Is jy reg vir die kamp? Nou as jy nou nog nie plek gespreek het vir die kamp nie, wil ek amper vir jou sê jy is te laat. Daar is 1 of 2 kansellasies wat hierdie week gekom het, so as jy nog vinnig 'n gou plek wil hê, moet jy net aan die einde van die diens gou hier by Dion 'n draai maak. Hy sal hier wees, hier by die informasie counter. Moet dit nie misloop nie. Ons het die program vasgemaak. Die maandag aand is Joe Black ook daar, wat net by ons gaan kom bedien. Ons het die groot saal uitgemeet. Ons vat ons hele band, ons hele klanksysteem saam. Ons gaan werklik ware fenominale. Daar wil ek gesien, daar waar die braaiers is, daar kom so groot wit tent, 2 wit tente, waar ons elke dag goed gaan aanbied. Dit gaan 'n fenominale kamp wees. So moet dit nie misloop nie. Moenie dat die vyand nou vir jou verskoning gee om nou skielik dit nie te wil bywoon nie. Jy gaan net eintlik terug, as ons terug is, gaan jy so jaloers wees. Jy gaan eintlik net so skuldig voel. Jy gaan permanent op jou knieë bly en jammer sê vir die Here. So moet dit nie mis nie. Amen. En dan vanmiddag om 5:00 het ons Friends and Fellowship. Dis nou vir ouderdomme 14 tot 22. Dis vir die dames. So al die young girls tussen 14 en 22 vanmiddag, Amorie gaan lekker byeenkom saam met julle en julle gaan net lekker saam share om die woord van die Here en net so 'n bietjie regtig God ook in julle lewe vertrou om ingryping en guidance te gee. En ons is baie opgewonde daaroor ook. Ek vra vanoggend om verskoning vir my vrou, sy is by 'n vroukamp betrokke, maar sy sal vanmiddag 5:00 terug wees. Ons gaan opstaan en dan gaan ek sommer vra, terwyl jy staan, gaan ons jou offer en al jou geld by jou vat, dan kan jy lekker op en af spring en die Here se naam groot maak. Maar kom ons staan op en kyk net vir die een agter jou. Okay. Kyk gou vir die een langs jou. Kyk vir die een aan die ander kant van jou. Okay, nou weet jy wie staan waar. Nou hoef jy nie meer te worry nie. Okay? Nou kan jy die Here se naam groot maak en ons gaan, terwyl die eerste song is, om jou offer ook opneem en kom ons aanbid die Here met alles wat in jou is. Amen. Die halleluja's in die hemel klink vanmôre soos donderslae. Kom ons join in daai, ek wil amper sê in daai lawaai wat in die hemel is vanmôre en op gee die Here eer. Amen. Is God goed? Ek daar was soos ja, ek dink so. Is God goed? Amen. I want to scream
good and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You're so good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflects this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You're so good to me, and I will sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You're so good to me. And with the cry of praise, my heart will proclaim, oh, you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. Yes, you are good. Yes, you are good. With the cry, and with the cry of praise, my heart will proclaim, oh, you are good. You are good. Oh, and in the sun or rain, my life celebrates. And you are good. Oh, I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You're so good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You're so good. You're so good to me. Oh, you're so good to me. Oh, you're so good to me. Yes, you are, you are, you are. Here, omdat U goed is, Here, kan ons nie help om te sê dankie nie. Here, baie keer die goedheid, Here, gaan verby ons elke dag en ons vergeet om stil te staan en net te besef hoe goed U regtig vir ons is. En vanmôre wil ons as U kinders net dit doen, Here. Stil staan en sê dankie. Dankie, Here. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Will shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. So great. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, I praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah,
net dankie sê nie. Jy het dit so mooi gesê, ons vergeet baie keer om dankie te sê, ons kyk so baie keer vas en ons nie het nie, dit wat nie werk in jou lewe nie. Ek weet vanmôre, elke wat hier instap, daar's vanmôre dalk iets in jou lewe wat nie vir jou werk nie. Daar's dalk iets wat jou irriteer. Maar baie keer haal ons fokus af vir dit wat die Here wel vir jou gegee het. Dit wat jy wel het vanmôre. Die guns wat in jou lewe is vanmôre, die voorsiening in jou lewe, die deurbraakie, dis daar vanmôre. Kyk maar net die feit jy vanmôre hier is, bewys dat God vir jou goed is. Kan ons net vanmôre net dit doen en net daar waar jy staan, net jou oë sluit vir 'n oomblik en al is hierdie dalk so 'n bietjie uit jou gemaksone uit, net jou oë toemaak en jou hande opsteek, net in 'n teken van surrender vanmôre en net jou hande opsteek en sê Here, dankie, dankie, dankie. Dankie vir wie is ons lewe, Here, dankie. Dankie Here vir u voorsiening, dankie vir u redding, dankie dat u by ons elke dag stil staan, dankie dat u ons beskerm, dankie dat u vooruitgaan, dankie dat u ons baie vir ons gelyk maak. Dankie Here. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, will shout your praise. Our hearts will cry, these bones they will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great Amen. He's great. Hy is goed. Hy is goed. Tik jouself by bors en sê God is goed vir my. Baie keer moet jy dit vir jouself sê. Geloof kom deur die gehoor. Amen. Praat vanmôre met jouself en sê God is goed vir my. Jy kan hierdie plekke inneem. Voorreg om in die huis van die Here te wees. Amen. Wie is vanmôre hier net vir my tema? Wie voel nie hand opsteek nie? Maar wie het so ligte irritasie in jou lewe op hierdie oomblik wat so bietjie krap? Kom nou, jy weet nou waarvan ek praat. Jy het vanmôre iewers jy het so dingetjie wat net nie lekker wil saamwerk nie. Amen. Ek is ou, my ken, ek hou nie van sukkel nie. So hier is ding wat baie vinnig my gebeur, as ek met 'n handy job moet doen, as ek my toolbox oopmaak, dan as ek al klaar geïrriteerd. Want ek weet, iewers gaan die laaste skroefie my dat omkrap word, en ek gaan nou voel ek wil iets gooi en breek, en so dis kom my toolbox ek redelik toe hou, vir my is sanity, maar vanmôre wil ek jou praat oor die tema geïrriteerd. Ek het Vrydag aand bedien in Christ Life Church in Rodepoort en ek moes in Engels bedien en dit is nogals het gebeur deesdae verskriklik baie dat ek in Engels moet bedien en op 'n stadium man daar's 'n lekker beweging van die gees van die Here en ek hardloop en ek praat en ek hardloop bestaan toe kom ek agter ek is nou uit woorde uit. Toe raak my Engels op so. En in hierdie moment toe stop ek dood ek sê I've got nothing left to say. Ek het nie nog meer woorde om hierdie ding te vat nie, maar en ek het 'n ander idee gehad vir vanoggend hierdie week en toe ek begin met Vrydag aand se tema toe sê die Here jy moet daai net oordra na Sondagoggend toe ook. So ek het daai selfe Engelse preek in Afrikaans vanmôre vir julle. Amen. So ek wil vir daai gemeente sê as jy nie verstaan wat ek gepreek het nie, skakel op hierdie en jy gaan verstaan wat ek vanmôre sê. Amen.
Dan kom met jou praat oor die woordjie geïrriteerd. Wie het agtergekom dat die eerste advertensie se spelling was verkeerd? Niemand nie. Dis nou jammer, ek het hom jy so gedoen, nog hoop ek irriteer 'n paar mense, maar dit het nie gewerk nie. Kom ons wees gou eerlik, as jy al ooit in jou lewe geïrriteerd was met iets of iemand, staan geop. Kom, as jy al ooit in jou lewe deur iets of iemand geïrriteerd was, Kobus staan op, ek weet jy jok. Jy kan nie so plek. Kom nou, irritasie is iets wat jy en ek elke dag in ons lewe ervaar. Ons raak geïrriteerd met goed, met mense, ons raak baie keer met ons geestelike lewe ook geïrriteerd. Waar dit net voel, maar ons kom net nie daar nie, ons voel, ons bereik net nie wat ons moet bereik nie, ons voel, daar's net dinge wat nie wil gel nie, kom nou, en dan raak ons geïrriteerd, en dan raak ons frustreerd, en ek gaan vanmôre met jou daaroor praat, maar ek wil 'n volgende vraag vra, en vanmôre se preek gaan ek so bietjie interaktief met jou moet maak, maar ek wil gou vir jou vra, wie sal daarvan hou, om vir een keer in jou lewe, of dalk permanent, in die volle heerlikheid van God te kan leef? Het sal lekker wees, nee? Om te kan die eerstehands die heerlikheid van God te kan ervaar. Ons wil die hand van die Here sien in ons lewe. Ons wil die krag van God sien opereer en beleef. Nou, Moses was een van hierdie manne wat die voorreg gehad het om die krag van die Here en die volle heerlikheid van die Here te sien. Eksodus 19 vers 16 tot 20 en ek gaan net so 'n bietjie inleiding gee vanmôre. Eksodus 19 vers 16 tot 20 sê die volgende en ek lees in die boodskap vertaling. Hy sê op die oggend van die derde dag was daar donderslae en weerlig. Daar het swaar donker wolke oor die berg gehang. 'n Trompet het hoe hard? Baie hard. So as jy dink ons musiek is baie hard of bietjie hard, ons lees hom aan die Bybel. Die hele volk het begin bewe daar in die kamp. Moses het die volk toe uit die kamp laat kom om die Here by die berg te gaan ontmoet. Hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die Here het afgekom na die berg toe. Hoor mooi, die Here het afgekom na die berg toe. Daar was 4 vlamme om hom. Die hele berg Sinaï was toe onder die rook. Dit was soos die rook wat uit 'n oond borrel. Die hele berg het geskit. Het jy al op 'n plek gekom waar 'n berg skit voor jou? Die trompet het al hoe harder geblaas. Jy sien, God kondig homself aan baie keer met krag. Moses het met God gepraat en die Here het hom met donderslae geantwoord. Imagine wat 'n heerlike ervaring en amazing ervaring moet dit wees om met God te kan praat en God antwoord jou met so loud en so hard dat dit klink soos donderslae as God met jou praat. Imagine hoe moet dit wees? Ons bid baie keer, dan sê ons Here, en dan wag ons dat die Here ons praat en dan baie keer hoor ons hom nie eers nie. Kom nou. Jy het al so gevoel. Maar kyk en wat sy heerlikheid beleef Moses. Moses op die plek waar hy met God praat en die oomblik toe hy praat, toe antwoord God hom dat dit klink soos donderslae wat met hom praat. Imagine jy val op jou knieë en jy bring jou versoek na die Here toe of jy het 'n vraag vir die Here en die Here antwoord jou so duidelik soos donderslae. Wat 'n plek om te wees. Die Here het afgekom na die top van die berg Sinaï toe hy het vir Moses geroep om op te klim boontoe. Moses het daarna opgeklim na hom toe. Ons ken die storie. Hoe werklik waar die heerlikheid van die God Moses dit eerstehands beleef en gesien het. Hoe hy werklik waar uit die hand van die Here, hy is die eerste oor die handskrif van God gesien het. Kom nou, hy het die tafels gekry wat God opgeskryf het. Hy het die handskrif van God gesien. Hy het die stem van die Here duidelik met hom hoor praat. Ek kan net imagine hoe vreesbevange dit moet wees om die stem van God duidelik in sy taal, in sy toon met jou te kan hoor praat. Dit moet 'n ongelooflike ervaring wees. Om op daai plek te kan kom en hy kom op hierdie berg en God praat met hom want vir 'n hele volk.
God praat met hom en gee hom instruksies vir 'n hele volk. Hy kry leiding by die Here homself, nie by 'n iemand nie. Hy kry leiding by die Here homself. Kom nou besigheidsman wat vanmôre hier sit, hoe great sal dit nie wees as jy nou met 'n krisis in jou werksplek na God toe kan gaan en God jou kan vat in sy heerlikheid in en in sy heerlikheid hy self vir jou leiding kan gee wat om te doen nie. Hoe great sal dit nie wees nie? Wat 'n plek om te wees. Moses sien die volle heerlikheid van God. Hy sien die volle krag van die Here. Maar jy moet verstaan, Moses het 'n journey geloop en nou gaan ek begin preek. Die inleiding is klaar. Nou gaan ek begin preek. So Moses het die heerlikheid van God gesien, maar dis nie waar Moses se storie begin het nie. Jy sien, Moses se storie 'n paar jaar terug is Moses in hierdie paleis. Want Moses het groot geword in die paleis van die Egiptiese koning. Ek weet nie van jou nie, maar dit klink vir my na 'n lekker plek om te wees, om in 'n paleis te wees waar alles goed gaan. Wat 'n gemaklike plek in 'n paleis, hoef jy nie te bekommer wat jy gaan eet vanmiddag nie, daar's 'n chef vir dit. Wie van die dames sal dankbaar wees daaroor? Net by die huis in te stap en te sê, ons gaan sit. En dan as jy klaar staan jy op, en iemand kom en hulle vat die skorrelgoed en hulle gaan was dit, wie sal dit geniet? Kom nou. Jy hoef nie te worry om jou klere te was nie, dit gebeur net. In die paleis gebeur alles net vir jou. Dis 'n lekker, gemaklike lewe. En raai wat, hierdie Moses wat die heerlikheid van God gesien het, is dieselfde Moses wat groot geword het in hierdie gemaklike environment. Gemaklik in die paleis. Maar weet jy wat gebeur eendag met hom? Moses vat hierdie stap, die tyd se strol en in hierdie stap hier toe kom daar die Egiptenaar op hom af. En weet jy wat doen hierdie Egiptenaar? Hy het hom geïrriteer. Hierdie ou is op hierdie gemaklike plek in sy lewe. En die volgende oomblik is daar iemand wat sy pad kruis wat hom irriteer. Hoe weet ek sê die Bybel het hom geïrriteer? Nee, is logies want dit in jou geveg betrokke geraak. Jy gaan nie met iemand in 'n geveg betrokke raak wat jou nie irriteer nie. Kom nou. En Moses, soos enige goeie paleisbewoner, wip hom. Wie van die was al daar, as iets of iemand jou irriteer, want ek ken baie van julle se stories, moenie waar nie, haal asem, ek gaan dit nie vertel nie. Come on, hy wip hom vir hierdie irritasie, en voor jy hom kan kry, lê die ou dood. Dit het gelukkig nog nie gebeur wat ek van weet nie. Jy sien hierdie irritasie, provoke hom, en hy tree op, en hy maak iemand dood. Hierdie man wat in hierdie gemaklike plek leef, waar alles vir hom gedoen word, kry iewers langs die pad 'n irritasie in sy lewe. Nie lang daarna nie toe gebeur dit weer, maar as jy nie daarin gaan jy ons ook nou doodmaak soos wat jy hond doodgemaak het. Voor Moses om kan kry toe kom maar nog 'n irritasie in sy lewe in. En weet jy wat gebeur? Hierdie Moses vlug die woestyn in as gevolg van 'n irritasie wat met sy lewe gebeur het. Nou kan jy net baie keer sê, ons kan nou hier vandag sit en sê, ja, maar is dit nie sonde nie? Het hy nie verkeerd opgetree nie? Hoekom is hierdie Egiptenaar, moes hy nie anders opgetree het nie? Wat het hier gebeur? Maar kom ek jou gou 'n geheim vertel vandag. Moses sou nooit die Moses gewees het wat die gang van die mensdom so geaffekteer het as daar nie vir 'n irritasie in sy lewe plaasgevind het. Kom nou, as Moses in die paleis gebly het, sou hy nooit die volk uit Egipte uit kon lei nie. As Moses in die paleis in die gemak van die lewe gebly het, weet jy wat sou gebeur het? Absoluut niks nie. Hy sou gesterwe het sonder om die droom van God in sy lewe in plek te sit. Hoor mooi, kind van die Here, partykeer stuur die Here 'n irritasie na jou toe, 'n Egiptenaar of noem dit wat jy wil in jou lewe in om jou te irriteer in jou plek van gemak, want God het 'n groter droom, 'n beter plan, 'n meer effektiewe plan oor jou lewe en die irritasies waarteen jy beklei, is God eintlik besig om jou aan die brand te stoot vir dit wat hy met jou lewe wil doen. Sê maar eina as jy nie wil amen sê nie. God wou gehad het, Moses moes op die berg opkom en God se heerlikheid eers aansien. God se droom oor Moses was gewees, Moses gaan lei die volk.
Moses was geskape vir daai doel. Die Here praat met die profeet en hy sê voor in die moederskoot gevorm is ek jou geroep. Ek wil vir jou sê voordat Moses in die moederskoot gevorm is en ek het nie tyd om die hele lewe van Moses, die Bessie Mandjie storie en alles vir jou te vertel nie. Jy kan dit gaan oplees, maar jy gaan agterkom dat die hand van God was op Moses se lewe van geboorte af. God het 'n destiny, 'n droom oor sy lewe gehad en op die einde van die dag moes God 'n irritasie stuur om daai droom van God oor sy lewe te aktiveer. Amen. Sê vriend langs en gaan nog rof raak hier. Op 'n stadium staan God in die troonkamer op en hy kyk af na Moses toe. En hy sien hierdie man oor wie hy droom het. Ek wil dit vanmôre gou vir jou sê. Ek wil jy moet al vergeet jy alles wat ek vanmôre sê, moet jy hierdie onthou. As God na jou kyk, sien hy nie jou raak nie. Hy sien dit wat hy vir jou beplan raak. Hy sien die potensiaal in jou lewe raak. Hy sien sy droom oor jou lewe raak. Hy sien sy begeertes oor jou raak. En op 'n stadium staan hierdie God van die Messias vertaling is so mooi, the God of the angel armies, staan aan sy troon op en hy kyk af na Moses toe en hy sien Moses raak, hierdie gemaklike ou in die paleis met sy voete op die tafel, op die lazy boy uitgeskop en God sien nie dit raak nie. God sien, hier's 'n man, hier's een van die grootste leiers in die Bybel wat op 'n plek van gemak is. Weet jy dat God doen nie baie goed met gemak nie? Want God wil jou altyd challenge. Hy wil jou laat groei, hy wil jou vat, want hy het 'n droom oor jou lewe. Hy het 'n plan oor jou lewe. Daai matrieksertifikaat wat jy het, kan jy onthou, dit het baie keer vroegoggende gekos, laatmiddag, aande, dit het vir 12 jaar gekos om te kom daar wat om 'n matrieksertifikaat te hê. Luister 'n kind van die Here, om te kom baie keer by wat God se droom oor jou lewe is, wat die totale vervulling van jou lewe is, kos baie keer bietjie irritasies. Maar mooi. As God na jou kyk, sien hy iets anders raak. Hy sien iets anders raak. Die plek van gemak is nie altyd 'n goeie plek nie. Dit hou ons baie keer weg van God se plan af. Vir Moses om leier te wees en God se droom te kom, moes hy iewers langs die pad geïrriteerd geword het. Dis baie keer daai plek of gevoel van irritasie of frustrasie, wat jy nie verstaan nie, wat eintlik besig is om dit wat God binne in jou hart gesit het, te aktiveer. En jy goed wat jy en ek baie keer teen beklei, is God eintlik daar geplaas om jou eintlik uit jou gemak uit te trek en jou in lyn te bring met God se woord. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Want niks kry ons beter in die plan van die Here as om af en toe so 'n bietjie gefeis te word met die irritasie nie. En vandag wil ek jou so 'n bietjie irriteer met God se plan oor jou lewe. Ek wil so 'n bietjie kom krap. Ek wil die gees van die Here moet jou so 'n bietjie daar waar jy sit en jy dink jy's lekker gemaklik. Ek kom elke Sondag kerk toe. Ek doen daar my deel. Ek koop so af en toe 'n koffie by die kerk. Ek gee my offerande en my tiende. Ek wil vir jou sê, ek hoop vanmôre kom die gees van die Here en hy kom irriteer jou so 'n bietjie. Ek hoop God stuur vanmôre so 'n bietjie 'n Egiptenaar wat jou ongemaklik maak, wat vir jou sê vanmôre, maar ek het 'n groter doel oor jou lewe. Ek het 'n groter plan oor jou lewe. En dit waaroor jy vanmôre so struikel en beklei, het ek eintlik daar gesit vir 'n rede, want ek wil iets aktiveer in jou lewe sodat jy kan kom in die plan wat ek wil hê jy moet doen. Dan kom ek dit gou vir jou sê, jy gaan nooit vervuld wees as jy nie kom op die plek wat God jou wil hê nie. Hoor jy wat ek sê? Jy gaan nooit vervuld wees geestelik, emosioneel, op elke faset van jou lewe, as jy nie op 'n plek kom en jy doen wat God jou voorgeroep het nie. As jy 'n strykyster probeer wees wat eintlik gemaak is om 'n mikrogolf te wees, gaan jy geïrriteerd, frustreerd en onsuksesvol wees. Baie mense loop geïrriteerd en frustreerd rond, want hulle het nog nie gekom op die plek wat God vir hulle het nie. En baie keer kom 'n Here in daai situasie en hy sit so 'n bietjie frustrasie in jou lewe, wat jou irriteer. Nou die definisie van geïrriteerd is die volgende: om 'n negatiewe of onaangename gevoel by iemand op te wek. Halleluja. Vanmôre vir jouself en toe kom die Here en hy sit so 'n bietjie 'n onaangename gevoel by jou neer. Hy laat toe dat daar baie keer so 'n bietjie goed krap in jou lewe, want God wil by sekere goed uitkom. Pastor, hoe werk dit? Kan ons nie so wees nie. Kom ek vat jou, ek gaan jou 'n paar goed vat in die woord van môre wat ek jou gaan verduidelik maak. 1 Samuel 1, kom ek vat jou gaan na 1 Samuel 1 toe. Daar's 'n vrou voor die op die voorbord sit. Hou met daar. 1 Samuel 1 is 'n vrou genaamd Hanna.
Nou hoor, kom vertel ek gou die agtergrond van Hanna. Hierdie vrou het 'n great lewe gehad. Sy was getrou met 'n man genaamd Elkana en hy was welaf en hy was welbekend. Hy was een van die groot geestelike manne. Hy was 'n voorbeeld vir almal. Sy was met hom getroud. Sy was so geliefd deur hierdie man. Vir hierdie man was Hanna sy favourite vrou. Klink nou baie weird. Hy het 2 vroue gehad. Okay, so net om dit in konteks te sit gou hier. Sy was sy favourite gewees. En weet jy wat gebeur met hierdie man? Hierdie vrou, sy kry tot 'n dubbel porsie. As hy gaan offer, dan gee hy vir haar meer as wat hy vir al die ander ouens gee. So sy's in 'n goeie plek. Sy's tevrede, sy's gelukkig. Sy het 'n man wat goed na haar kyk. Sy het genoeg van alles en teenoor sy dubbel meer as al die ander mense om haar. Wat 'n lekker plek om te wees. Kom nou, wat 'n plek van gemak om te weet jy hoef nie bekommerd te wees nie. Alles val net in plek vir jou. Jy's geliefd. Op die oog af. So ander mense nagekyk en gesê, "Joh, what a life." Maar ek het ook nou al geleer, looks can be deceiving. Baie van julle sit vanmôre in hierdie huis en almal kyk na jou en think, what a life. But you know, looks can be deceiving. Jy weet, almal jy het gestop met jou skoon gewaste kar en jy het jou mooiste kerkklere aan vanmôre. En almal sê, ja, het gaan goed met daai man en vrou. Jy het ingestaan met jou mooiste smile en jy het gegroet, gesê het gaan baie, baie goed, maar iemand weet agter die skerms, tussen die hakies van jou lewe. Dis wat Hanna deurgegaan het. Want jy sien, Hanna het al hierdie mooi goed gehad, maar aan haar was gegee 'n irritasie. In Psalm 1 vers 5 tot 6, kyk wat sê die Bybel, maar, sê gou maar. Dis nie daar wat jy probeer doen op 'n maandag as jy by daai het gaan nie. Dis nie daar. Hierdie beteken hier's 'n verandering in die storie. Hoor mooi, Hanna het alles gehad wat na guns getel het. Maar, wie ken daai maar? Dit gaan goed met jou, maar daar's iets wat krap. Jy het baie genoeg geld in jou rekening, maar daar's iets wat nie lekker loop nie. Het gaan goed by die werk, maar daar's iets wat nie lekker werk nie. Hoor mooi, maar vir Hanna die spesiale deurgee, want hy was vir haar die liefste, al het die Here nie vir haar kinders gegee nie. Dan het wie? Penina. Penina was die ander vrou. Penina was die ander vrou wat ook in die huishouding was. Dan het Penina wat nie van Hanna gehou het nie, haar gespot oor die Here nie vir haar kinders gegee nie. Die gespot het Hanna verskriklik ontstel. Kom nou, Hanna. Kom nou, Hanna. Jy het alles. Alles lyk goed. Jy's geliefd. Jy's in 'n goeie plek. Maar Hanna het 'n Penina gehad. Wat haar gespot het. Kyk gou, wat sê die Amplified Classic? But to Hannah he gave a double portion for he loved Hannah. But the Lord had given her no children. Kom ons stop net gou. Wie het vir haar geen kind gegee nie? Die Here. Nou klink hierdie scary. Maar God het besluit om nie vir haar 'n kind te gee nie. Hoekom? En dan gaan jy nou verduidelik. Jy moet hierdie gedeelte net gou saam met my vat vanmôre. God het besluit, Hanna, jy gaan nie 'n kind kry nie. Ek wil gou stop en vir jou sê, die potensiaal vir haar was daar om 'n kind te kry. Sy het die potensiaal gehad, maar Hanna was nie geïrriteerd genoeg om 'n kind te kry nie. Nou klink dit baie snaaks. Hang on, julle gaan nou verstaan. This embarrassed. Jy weet waarvan ek praat. Partykeer is daar so irritasie in jou lewe wat jy eintlik embarrassed oor voel. Jy voel, Here, ek sukkel met hierdie ding. Ek sukkel. Here, hierdie as mense moet nie verstaan waartoe ek gaan nie. Ek wil net hê niemand moet hiervan weet nie. It's an embarrassment. And grieved Hannah and her rival haar kompetisie. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Jou kompetisie.
En weet jy wat wil hy doen? Hy wil die plan wat God in jou lewe het, ek het al baie van hierdie preekslawe gesê, die vyand het geen intensie met jou nie. He's got no purpose for you, but he's got a purpose for the plan within you. En Penina, hoor mooi, provoked her greatly to vex her because the Lord had left her childless. Met ander woorde, ek wil nie vanmôre 'n biologiese les aanbied nie, maar die probleem was nie by Elkana nie. Die probleem was nie by Hanna nie. Dit was 'n godsbesluit dat sy nie sal kinders hê nie. Pastor, hoekom? Want jy sien, hoor my gou mooi, in hierdie plek van gemak waarin sy sit, as sy moes geboorte gee, hoor mooi, as sy moes geboorte gee aan 'n kind terwyl sy in die gemak sit, het die prentjie anders gelyk. Jy sien, God het die potensiaal oor haar lewe gesien, dat sy eendag 'n kind moet hê. God het hierdie droom oor haar lewe gehad, hoor mooi. God het hierdie plan vir haar lewe gehad, dat sy eendag geboorte sal gee aan iemand, 'n kind, 'n baie profound kind, ons nou oor gaan praat. Daar was 'n plan oor haar lewe gewees, maar God het geweet, as die tydsberekening verkeerd is, gaan daai kind nie bereik wat ek vir hom het nie, gaan die destiny in plek vul nie. Ek moet vir Hanna 'n irritasie gee, totdat sy die volgende doen. Sy is so gebreek in hierdie plek van gemak, dat die Bybel sê, sy hardloop na God toe, sy hardloop in die tempel toe, en sy val op haar knieë, en sy het geween, sy het nie gehuil nie, sy het nie getreur nie, sy het geween, sy het geruk soos sy huil. Wie van jou was al daar in jou binnekamer, waar jy gebreek voor God lê, oor iemand of iets wat jou irriteer, 'n irritasie wat krap in jou lewe, 'n ding wat jy net nie klaar afgehandel kry, gewen kry nie. Jy sukkel met hierdie ding, hoor mooi. Baie mense se irritasies vat hulle na verslawing toe. Baie mense se irritasies vat hulle na drank toe, pille toe. Baie mense se irritasie kom en vat hulle offense. Eina of amen. Pastor, hier is irritasie, daar doen dit, pastor, ek wil niks meer uitwaai nie, en skielik vat jy offense oor God eintlik besig is om jou te wil vat na 'n volgende level toe, maar hy moet jou eers bietjie irriteer om dit te aktiveer in jou lewe. Hoor gaan mooi, op haar knieë roep sy uit na God toe. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, as dit nie was vir Penina nie, so God se drome oor Hanna nooit waar geword. 1 Samuel 1 vers 20, binne 3 maande het Hanna 'n baba verwag. Sy hardloop met hierdie stikkenheid na God toe. Ken die storie. Toe die irritasie so erg raak dat sy dit nie meer kan hanteer nie. Toe sy so desperaat sy hardloop na God toe, hoor mooi. Dan 'n baba verwag. Toe die seentjie gebore is, het sy hom Samuel genoem, want ek het die Here gevra om hom vir my te gee, het sy gesê. Kom ek bring gou 'n perspektief. Toe sy voor God neerval as gevolg van Penina wat haar so irriteer. Weet jy wat het sy gedoen? Toe sê sy, Here, ek sal hierdie kind vir jou gee. God se hart was, Hanna, dat jy sal swanger word. Dat Samuel gebore geword, en ek gaan nou die prentjie van Samuel vir jou skets, die dat groter konteks daarvan het, maar God se droom was, Hanna, ek wil Samuel vir jou gee, jy moet geboorte gee aan Samuel, maar Samuel moet tempel toe kom. Kom ek jou gou vertel, as Penina nie vir Hanna geïrriteer het nie, as Penina nie haar tot op breekpunt gebring het nie, het Hanna nooit die belofte aan God gemaak, dat sy vir Samuel vir die Here sou gee nie. As sy in gemak geboorte gegee het aan Samuel, het Samuel net nog 'n storie geword, wat ons nooit van sou geweet het nie, wat moontlik nooit in die Bybel opgeskryf word nie, en het Hanna haar doel gemis, en het Samuel nie bereik wat hy moes bereik nie, alles as gevolg van die feit dat Hanna geïrriteerd was, het sy 'n belofte aan God gemaak, en toe sy die belofte maak, toe sê God, nou is jy goed genoeg geïrriteerd om my plan in jou lewe te aktiveer. Kom ek vat jy gou na Samuel toe, die Here sê, Hanna gee geboorte aan Samuel, kom ek bring dit gou terug. Toe God na Hanna kyk in die gemak van haar lewe met Elkana, toe sien God nie Hanna raak nie, toe sien God Samuel raak. Samuel in 'n onvrugbare vrou.
Kom nou. Maar God sien iets raak en God sê, ek sien in haar lewe Samuel raak. Maar vir haar om geboorte te gee aan Samuel op die regte tyd, wat moet ek doen? Penina stuur. Kom ek vertel jy wie Samuel? Samuel word gebore. En Samuel ken die storie, gaan tempel toe. En hy werk onder Eli. En hy leer God ken, hy leer die stem van die Here ken. Julle sal onthou, Samuel, Samuel. Eli, het jy my geroep? Nee, was ek nie. Samuel, Samuel. Eli, jy my geroep? Nee, is nie ek nie, maar as dit weer gebeur, sê Here, praat die diensneg luister. Hierdie Samuel hoor weer God se stem. Ek is so jaloers, ek sal so graag God se stem so wil hoor, hoorbaar in sy aksent, hoe hy, imagine hoe moet dit wees, Samuel lê en slaap en skielik praat God weer met hom, Samuel, Samuel. Kom, weet jy wie is die Samuel? Dis een wat deur 'n geïrriteerde Hanna geboorte aangegee is. Die Here praat die diensnag luister, en hierdie selfe Samuel klop eendag aan 'n deur. Hoor mooi. Aan wie se deur klop hy? Hy klop aan 'n deur van 'n man genaamd Isai. En hy sê vir hom, hoorie, God het my gestuur om die volgende koning te kom aanwys. Wat het hier gebeur? Alles is gevolg van 'n geïrriteerde Hanna deur Penina. En hierdie selfe Samuel vat 'n kruik olie en breek dit op Dawid se kop. En maak Dawid koning oor 'n volk. 'n Jong veldwagter kom staan voor hierdie Samuel. Alles as gevolg van 'n Penina se irritasie. Come on. En in hierdie veldwagtertjie sien Samuel, wat gebore is as gevolg van 'n irritasie, sien hy 'n koning. En hy sal vir Dawid, maar kom ek vat jou gou Matteus 1 vers 1 toe. My verhaal oor Jesus Christus begin met sy geslagsregister, sê die boodskapvertaling. Dit bevat die name van sy wie se voorouers? Christus. Die belangrikste twee persone in sy geslagsregister is wie? Dawid, wat deur Samuel gesalf was, wat gebore is as gevolg van 'n irritasie. Sien jy hoe baie keer God 'n irritasie vat en vanuit die irritasie uit word Christus aangekondig. Jy sien, God is so in die detail van jou lewe dat jy baie keer deur irritasies in jou lewe gaan, maar ons sien nie die groter prentjie nie. Ek dink vandag as Hanna terugkyk, sê sy, Here, dankie dat jy my geïrriteer het. Here, as ek weet wat ek nou weet, het ek lankal gekrek. Het ek lankal opgebreek, het ek lankal ingegee, het ek lankal moedig. Here, as ek net geweet het wat jou plan oor my lewe is, en my grootste droom is, ek wil eendag by God uitkom, en hy vir my sê, hoorie Karel, jy kon nog hierdie bereik het, but you missed it nie. When last did you embrace your Penina? Wanneer laas het jy jou irritasie gevat, sê Here, dankie vir irritasie. Hierdie irritasie gaan my vat na die plek en plan wat jy vir my lewe het. Here, hierdie irritasie gaan my aktiveer wat jy vir my wil doen. Hoor gou mooi, ek praat nie eers vanmôre van Josef nie. God gee hom 'n droom, hy word geïrriteer deur sy broers, deur ouens in die tronk. Irritasie, ek praat nie van Sarah wat op 'n ouderdom wat ver bokant moontlik was, moes kinders baar. Dit was so irritasie vir haar, sy het begin lag toe sy die boodskap kry. Ek dink aan Jesus, wat gespot, geslaan, deur mense geïrriteerd was, sodat die groter prentjie jy en ek vandag gered kan wees. Ek dink verder aan hierdie selfe Dawid. Jy sien, hy is gebore vanuit 'n plek van irritasie uit. In die volgende oomblik kry hy 'n bottel olie op sy kop. Nou, ek sal nog eens like om my prentjie te sien, want nou sien ek hierdie veldwagtertjie met sy hare vol stof en sand, en hier staan hy voor Samuel, en hulle het anders gesalf as ons vandag. Hulle het 'n kruik oor sy kop uitgegooi. Ek wil net hoe lank het hy hare gewas om my olie uit sy hare uit te kry. Maar sien ek hierdie prentjie van hierdie olie oor sy kop, en nou sien ek die volgende prentjie. Hier stap hy
Dawid, gaan gee vir jou boeties kos. Dis al waarvoor jy goed genoeg is. Maar God sien nie dit nie, God sien 'n giant slayer. En hy stap, en weet jy wat gebeur? Die Bybel sê Goliat het die slagordes van Israel uitgedaag. Hy het hulle geïrriteer. Ek het nie vreg aand het ons nie krag gehad, ek moes my preek baie kort sny aan Rodepoort, so ek kan vanmôre 'n paar goed aangaan. Hoor mooi, daar is Goliat, het die slagordes van Israel geïrriteer, so die Bybel sê. Daar was duisende weermagpersoneel wat elke dag deur dieselfde ding geïrriteerd was. Maar Dawid het gesê, ek gaan hierdie irritasie hanteer. I'm gonna embrace this irritation. En die oomblik toe hy sy irritasie embrace, toe vat God hom koning toe. Hoor die kind van die Here, vanmôre se boodskap is eintlik ernstig vir jou. Maar daar's goed wat jou weghou van God se droom af, irritasies. Wat jy dink jy nie verdien nie. Hanna het ook nie Penina verdien nie. Dawid ook nie Goliat verdien nie. Maar die destiny wat God oor 'n lewe gehad het gevra vir 'n Penina. Het gevra vir 'n Goliat. Het gevra vir 'n Egiptenaar wat vir Moses irriteer. Het gevra vir 'n Petrus wat ou se oor afkap. Kom nou. Jy sien, baie keer moet God jou so 'n bietjie in jou destiny instoot. God jou destiny indruk, en baie keer is as gevolg van die irritasie, daai ding wat jy die hardste mee beklei, is dalk juist dit wat jy die nodigste het, om te kom op die plek wat God met jou beplan. So maar elke kerk wat kom gebeur hierdie, dalk is dit die probleem. Dalk is die kerk nie die probleem nie. Dalk moet jy dit vat wat God jou wil gee, na irritasie in my lewe, en sê, Here, change me, so I can get to your destiny for my life. Ek u plan kan bereik. Ek weet vanmôre elke wat in hierdie gebou se die van kan opkom, het iewers in jou lewe 'n Penina. Het iewers 'n Goliat. Het iewers 'n frustrasie wat jy voel, Here, ek kan nie meer nie. En regtig die mooi vir my in hierdie storie is juist dit. Toe die frustrasie kom, toe hardloop sy na God toe. Toe hardloop tempel toe. Weet jy wat ons probleem? Ons hardloop Facebook toe. Kom nou. Ons hardloop Twitter toe. Nee, is nou X, wat is dit nou? X, is nou nie met Twitter nie. Ons hardloop Instagram toe, ons hardloop na ander mense toe. Ons kla. Ons moan. Maar toe Dawid met Goliat gefeis word, toe luister hy nie na wat die koning vir hom sê nie. Hy luister wat God vir hom sê en hy doen wat God hom sê. Toe Hanna in hierdie slegte plek is, toe hardloop sy waan toe tempel toe en sy val voor God neer en sy sê, Here, wat sy eintlik vir God wil sê is, Here, hierdie frustrasie wat ek nie het nie, of hierdie frustrasie van onvrugbaarheid, sal ek vir u gee. En toe sy die frustrasie vir God gee, 3 maande later, sê die Bybel, toe Samuel gebore. Van Samuel kom Dawid, van Dawid kom Jesus. God het 'n groter plan met Hanna gehad as sy ooit gedink het. Hanna het gedink as ek net 'n seentjie kon hê. God het gedink, Jesus. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy Jesus. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy Dawid. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy 'n Goliat wat verslaan word. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy 'n kruis. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy 'n Bartimeus wat gesond gemaak geword. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy 'n Karel Joubert wat vandag hier gaan staan. Toe God na Hanna kyk, toe sien hy 'n George en 'n Waldo en 'n Johan en 'n Marnus en hy sien 'n Greg. God sien dit raak in Hanna wat sy nie gesien het nie. Maar om dit te aktiveer, sê God, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan vir jou 'n Penina stuur wat jou so gaan irriteer dat jy nêrens anders heen kan gaan as om na my toe te hardloop, sodat ek kan ingryp in jou lewe en my plan kan in plek sit oor jou lewe nie. Môre praat God met jou. God sê vanmôre vir jou, embrace your Penina. Name your giant. It's going to take you to your destiny.
maar ek weet nie hoekom dit hier in my gebeur nie, ek weet ook nie, maar ek weet God weet. Because he's in the detail. Pastor, ek weet nie hoekom ek deur hierdie krisis en frustrasie gaan nie, ek weet ook nie, ek kan jou beloof, Penina, talle aan in haar bed gelê en sê, Here, ek het hierdie goeie man, ek het alles loof my goed, Here, hoekom kan jy net hierdie ding van my al wegvat nie? Why can't you just take this away from me? Maar God sê, ek sien Jesus, ek sien Karel, ek sien Impak Kerk Sondagoggend. Anna, ek moet eers Penina vir jou stuur, voor ek hierdie goed in plek kan sit. Want vanuit jou kom Samuel, die aankondiger, wat die geslag van Jesus gaan aankondig. Dis wat God sien. God sien nie dit vir Anna raak nie, hy sien die potensiaal wat God nagesit het raak. Kan ons oorsluit vanmôre net vir 'n oomblik net stil raak voor die Here. Ek gaan vra dat my gebedsspan na vore sal kom wat U is, asseblief. Dirkie Patrice, hulle kan kom asseblief. Wie ook al hier is. Kobus, Pieter, asseblief. Roan, Zolna. Wil niemand rondkyk vanmôre, wil ek jou vra. Wie van julle vanmôre in hierdie huis sit, sê, pastoor, ek sit met 'n frustrasie in my lewe. Sê, ek hoef my hand op, sê, sit. Ek sien na bo. Jy vanmôre in hierdie plek sit nie, sê, pastoor, ek sit met hierdie verskriklike irritasie in my lewe. Ek sit met goed wat net nie lyk as wat wil uitwerk nie, Here. Ek sit met goed wat lyk wat net nie wil rigting vat nie. As God vanmôre met jou praat, steek net gou vir my hand op. Dankie, ek sien, dankie, ek sien. Weet jy wat ek vanmôre doen met hierdie span van my wat hier is? Ek gaan vanmôre vir jou 'n skok gee. Ek wil nie vanmôre vir jou bid dat die Here jou irritasie wegvat nie, because then you're going to miss your destiny. Ons wil vir jou bid dat God jou destiny sal, jou irritasie sal draai na sy destiny toe. Ons bid dat God jou die vermoë gaan gee om deur die irritasie God se hand te sien in jou lewe. Ons wil bid dat daai onvrugbaarheid moontlik in jou lewe gedraai word vanoggend na God se plan. As dit vermoere jou begeerte is, jy wat jou hand opgesteek het en jy wil dalk nog nie jou hand opsteek en wil ingesluit wees, wil ek jou vra, stap gou uit jou bank uit en kom staan gou hier voor. Dit klomp mense vermoere laan opsteek, moet jy nou sit nie. God wil vermoere vir jou iets doen. Wie daar bo is, jy kan afstap en onder kom staan. Ons wil God se destiny vermoere in jou lewe aktiveer. Deur jou Penina. Deur dit wat jy gaan vermoere. Pastor, ek sukkel om werk te kry. Ek sukkel my huwelik. Ek sukkel my kinders. Weet nie hoe om hierdie te doen nie, Here. God sê, ek wil daai ding draai vanmôre. As God na jou kyk, sien hy wat jy vir hom, sy destiny oor jou lewe. Nie dit wat jy sien nie. Jy wat nie gehoor het, staan op die voete vanmôre en maak hierdie verklaring oor jou lewe vanmôre. Maak hierdie verklaring. Now I am chosen.
called my name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Sit in jou hand op die man, vrou langs jou. Kom ons bid net vir mekaar en sê, Here, help ons om in die destiny in te stap in ons lewe. Help ons, Here, om net die plan oor ons lewe te sien gebeur te midde van die frustrasies, irritasies wat ons deurgaan op 'n daaglikse basis. Lord, may we get past our irritations. And may they actually stimulate us into your destiny. May they move us. May they propel us into your destiny, your plan for us. In die naam van Jesus. Here, ek spreek vanmôre die guns van Here uit oor elke man en vrou in hierdie huis. U is ons herder. U sal na ons kyk. U sal ons oppas. U sal voorsien. Dankie dat ons weet, ons is nooit alleen nie, die altyd met ons is. Hier is Immanuel, God met ons. En met daai wete gaan ons hierdie week in Jesus naam. Amen. Voor die vandag, as jy vanmôre gas is en jou eerste keer wat hier by ons is, moet asseblief nie nou huis toe gaan nie. Ek wil graag saam met jou koffie drink hier in ons lounge en die deur gaan ingangsportaal linkerkant. Kry my gou daar, ek wil net graag hande met jou skud. God bless you, sien jou vanmiddag.